sê, dat ek groei en almal saam die Here kan grootmaak. Jy is ingeskakel by Oasis FM, jou radiostasie wat lewende water bring, wat verkoop, vernuwe en selfs vir ons hoop bring. Jy luister na die program Eer aan God. Ek is Gabriel van Eden, jou gasheer, en ons het vandag 'n baie oulike onderwerp wat ons gaan hanteer. Ons gaan vandag gesels oor kinders en tieners se uitdagings. Saam met my in die ateljee, pastoor Danny Booyens en Madeleine. Ons begin by Madeleine. Vertel ons so ietsie van jou, Madeleine, en hoekom is jy opgewonde om saam met ons te kuier vandag? Hallo Gabriel, baie dankie. Ja, ek is 'n 50-jarige mamma van 2 volwasse dogters, so ek het 'n redelike ondervinding van wat tieners deurgaan, en dan was ek en my man ook die jeugpastore vir baie lank, en so ons het met baie tieners gewerk en gesien wat is hulle uitdagings en gesien wat waar hulle liefde nodig en aandag nodig het, en dan is ek ook bevoorreg om al vir 21 jaar bemoediging en bevryding te doen. So ja, dit is vir my altyd interessant om my stories te deel en te kyk waar kan ek help. Ja, dit gaan so lekker wees om met jou te gesels en al hierdie vars hoop wat jy vir ons gaan bring op hierdie maandag die 13de Julie. Oor na jou, Danny. Ja, ek is Danny Booyens, ek is pastoor hierso van Nuwe Lewe Aanbiddingsentrum in Jeffreys Bay. Ons was eers 21 jaar in Hemelsdorp gewees. Ek is 'n derde geslag Pinksterpastoor, so ek is geskool in liefde vir mense, en ons staan in 'n bediening van genade en barmhartigheid, en wat vir die Here belangrik is vir ons belangrik, want vir die Here gaan alles om die mens en om die kinders, en daarom is ek bly om hier te kan wees vandag. Ons praat vandag nou spesifiek oor kinders en tieners en die uitdagings in hulle lewe. Hoe vind julle hierdie uitdaging in die bediening en binne in die kerk, en hoe help julle en op watter metodes is julle betrokke by die kinders? Is baie frustrerend wanneer jy die probleem sien en die oplossing sien. Ja. En weet, dit is dalk nie 'n proses wat binne 'n paar weke of 'n paar maande afgehandel gaan word nie, want die voorafgaande skade is net so groot. Ja. Wat die mense dit nie kan insien nie wil saamwerk nie, en veral wanneer die mamma van die huis weer 'n nuwe liefde na lewe het, en hierdie persoon het weer 'n ander beskouing, en beskou die ondersteuning en bemoediging aspek in 'n kind se lewe as nonsens. So ons grootste frustrasie is om mense dan eerstens op 'n plek te kry dat hulle kan inkoop, kan sien wat is die probleem, oplossing, en dat hulle dan natuurlik gaan saamwerk, meewerk, sodat dit gaan om die kind. En dit is baie hartseer baie keer om te sien hoe veragter die kind in die genade, raak deur mekaar met verkeerde vriende, en die probleem word net groter en groter en groter. Mense wat wil saamwerk, ons bemoedig vir hulle, ons bid vir hulle, en dan kry ons hulle uit by hier is mense in Jeffreys Bay wat meer kyk na die professionele mense wat dalk meer sielkundig, pastoraal sielkundig is, maar in die gemeente het ons dan vir Madeleine wat altyd daai werk doen en mense dan eintlik soontoe verwys indien nodig. Ja, nou Madeleine, sien dat jy nou die antwoord het, wil jy 'n bietjie vir ons vertel van miskien 1 of 2 situasies in jou lewe waar jy werklik waar die hand van die Here kon sien beweeg in kinders, tieners en in ouers se lewens? Ja, ek kan vir julle vertel van 'n spesifieke geval wat ek 'n paar jaar terug gehad het. Die seun was 15 jaar oud, sy ouers was baie desperaat, want hulle het hom by verskeie sielkundiges gehad, maar niemand kon ooit by die probleem uitkom nie.
En hulle toe uit desperaatheid vir my gevra of sal ek vir hom bid, sal ek bietjie met hom gesels en so het ek vir hom begin bid en met hom begin, maar die kind self het nie geweet wat fout is nie. Ja. So en hoe erger die probleem geraak het, hoe meer rebels het hy geraak en hy het naderhand betrokke geraak by dwelms wat natuurlik vir die ouers 'n verskriklike groot storie was. Sy skoolwerk het agter geraak en hy's 'n skoolbank. Maar die woede wat in die kind was, kon ons nou maar net nie dadelik identifiseer nie. So het ek met hom begin gesels op 'n weeklikse basis en na 3 maande, ons het onder andere het ek baie gebid dat die Here vir ons sal wys wat die probleem is en ek het ondervind dat baie van ons kinders het die trauma wat hulle ervaar, gaan sit mos maar in die brein vas en dit is nie altyd beskikbaar, die inligting is nie altyd beskikbaar nie. So ek sê altyd vir die kinders en vir die mense, dit is asof die probleem gaan vassit in die onderbewussyn. So die vyand kan daai inligting gebruik. Hy misbruik dit en hy ruk die kinders rond aan hulle emosies. En as ons nie bid dat daai inligting moet uitkom nie, dan vat dit baie keer jare voordat jy daar uitkom. En ek het onder andere nou elke keer wat die kind by my was gebid dat die Here dit wat in die onderbewussyn is sal uitbring. En na 3 maande was ek die een hand geskakel om te sê dat die kind het homself in sy kamer toegesluit en hy soek vir Tannie Madeleine. Ja. En ek het dadelik na hom toe gegaan en toe ek in sy kamer inkom, toe sê hy vir my, Tannie, my stiefbroer het my verkragt toe ek 5 jaar oud was. Wow. So hierdie probleem het begin op die ouderdom van 5. Ja. Ja. Die grootste ding was vir my toe nou om hom te kalmeer, uit te stap uit sy kamer uit na sy ouers toe, vir sy stiefpa in die oë te kyk en te sê, maar jou seun het hierdie veroorsaak. Wow. En dan natuurlik die wetlike aspek van wat moes ons daar nou doen, ons moes want hy was toe nou nog onder die ouderdom, maar toe die waarheid uitkom, Ja. toe kon ons met die gesin begin werk en ons kon saam sit en ons kon genesing vind vir die kind, ons kon die ouers help om hom te help en ook toe, omdat hulle toe nou verstaan het waarom hy in soveel pyn is, was hulle meer geduldig met hom. Ja. Hulle het meer liefde en verstaan vir hom gehad. En ons het op die einde van die dag gesien hoe 'n hele huisgesin genees, as gevolg van die gebed, as gevolg van die verstaan. Hy het toe verder sielkundige behandeling ontvang, want toe die sielkundiges ook geweet waarmee om te werk. Ja. So daar het ons gesien dat God met sy lewende water kom en 'n hele gesin want ek hierdie kind se rebellie het die hele huisgesin geaffekteer. Dit was asof die hele huishouding was die hele tyd ontwrig as gevolg van sy woede en as gevolg van sy optrede. So ja, ons het daar gesien hoe God net intree en die kind vrymaak en die ouers vrymaak. Ja, wie terwyl jy so praat, dink ek sommer daaraan baie keer, dis 'n onderliggende ding wat voor die hand liggend word. Ja. So die manifestasie is in die hele gesin 'n realiteit, maar die onderliggende ding, die molestering wat op 5 jaar ouderdom plaasgevind het, was onderliggend, maar die manifestasie was voor die hand liggend en dit die hele gesin verbrokkel. Absoluut, ja. Ja. Absoluut. Ja, en gebed. Gebed. Ja, altyd gebed is altyd die eerste ding waartoe ons moet gaan. Ja, vas en gebed. Ja. Oor na jou, Danny. Ja, wat vir my eintlik hartseer is by die opvoeding van die kind, in Deuteronomium hoofstuk 6 staan daar hierdie woorde geskrywe. Skerp hierdie woorde by jou kinders in. Dis vers 7 en praat met hulle daaroor. Dis nou die woord van die Here, die wet van God. Wanneer jy by die huis is en wanneer jy op pad is en wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. So ons moet gedurig die beloftes van die Here en die Here se woord reglemente van sy woord moet ons aan die kinders oordra wat baie belangrik is wanneer dit kom by opvoeding. En die slegte ding dan baie keer wat ouers plaas dat hulle net positief in lyn met hierdie skrif optree, wat hulle dan natuurlik uit hulle eie skoene uitdink. As ek 'n kind het van 8 jaar oud en ek vra hom om iets te doen en hy doen dit nie of hy doen dit verkeerd, kan ek nou nie uit my ondervinding as 'n 40-jarige nou daardie kind wil evalueer en sê jy moes dit gedoen het en jy moes dit gedoen het. As ons teruggaan, hoe oud was ons en wat was ons geestelike, intellektuele en ook emosionele ontwikkeling toe ons 8 jaar oud was,
En baie keer sal ons vind, eintlik het hy kind beter gedoen as wat ons sou gedoen het, as ons 8 jaar oud sou gewees het. En dis 'n baie groot probleem, ons kan nie uit ons huidige ouderdom 'n situasie evalueer nie, en 'n kind op grond van dit aanspreek, en eintlik nou, jy weet, oordeel en om 'n straf en die tipe van ding nie. So ons moet altyd daai gedagte altyd ons moet dit nie so diep wegbere nie. Hierdie kind van my is eintlik baie intelligent. Hy het droog gemaak, maar as ek het moes doen het op sy ouderdom, het ek veel droër gemaak. Ja. Ons moet dit altyd onthou. Dis my oulik wat jy sê, want ek het al die ondervinding gehad dat ouers wat na hulle kinders kyk en hulle sien hulle maak presies dieselfde foute. Nou sien die ouer dit in die kind, maar hy is meer geïrriteerd en gefrustreerd daardeur, want hy sien sy eie tekortkominge in sy kind, en nou raak hy baie meer kort van draad en ongeduldig, want hier kom hierdie klein boggertjie, en hy maak presies dieselfde foute wat ek gemaak het. Ek wil hom eintlik vrek maak, want hy doen dieselfde foute. Interessant, in plaas dat die ouer nou vanuit sy ondervinding vir klein sussie of boetie mooi kan hanteer, word hulle so geïrriteer om te sien, my kind maak dieselfde foute as ek. En dit is nog op 'n tydjie wat ek al ook in gesinne raak gesien het, die ouers is so vies, kwaad, die ding is in vir hulle kind, want hy maak presies dieselfde foute as wat ek gemaak het. En nou is dit amper soos 'n refleksie van jou eie gebrokenheid, wat nou hier voor jou kom staan in 'n kind, en jy moet die hele ding weer hanteer. Of soos die Engelse sê, I must face it again, and I don't want to. En dit is waar 'n ou dan moet onvoorwaardelike liefde gaan toepas, en vir die kind kan sê, nee ja, jy is so onnosel, net soos ek was, nie, kom, ek staan jou by. Vra vir die Here daardie bonatuurlike liefde om hierdie pragtige ou kleintjie van jou mooi te hanteer, en nie kort van draad, geïrriteerd en gefrustreerd met die kind te kere te gaan nie, maar die kind te kan lief hê vanuit 'n liefdevolle ouerhart. Ja nee, dit is nogal, een van my vriende sê nou die dag vir my jongste dogter het nogals baie my persoonlikheid, en sy gooi so, kan ons dit tantrum noem, en hy, die persoon kyk so vir, en hy sê vir my, hoorie, hoe voel dit vir jou om vir jouself te kyk? Oh my word. Dan kan jy net lag en sê, ja, dit is so. Sy tree soos ek op, en al wat ek kon gedoen het, was om haar te vat en haar te kalmeer, Ja. en vir haar te sê, my lief, onthou net, ons kan dit op 'n ander manier hanteer. Ja. Toe ek so groot was as jy, het ek nog nie die kennis gehad van hoe om hierdie situasie reg te hanteer nie. Maar, kalmeer eers. Kry net eers 'n paar minute se kalmte oor jou voordat jy begin reageer. Moenie net die hele tyd uitlash nie. Ekskuus vir my Engelse woord, maar so uit jou eie ondervinding uit kan jy vir jou kind sê, hoorie, hierdie is die oplossing. In plaas van om te gaan oordeel, net te sê, hoorie, ek sien jy doen hierdie, maar nie die kind te verneder nie, want 'n kind wil nie verneder word nie, onder geen omstandighede nie. Maar as hulle ook kan identifiseer met jou, as jy sê, mamma het ook altyd hierdie fout gemaak, en ek het hierdie pad gestap, om by die regte antwoord te kom, so, hoekom probeer jy dit nie volgende keer? Ook so nie, miskien gaan dit vir jou werk. En dan later, as jy nou sien, sy doen dit weer 'n keer, dan sê jy, onthou jy, wat het ek jou daar geleer? Het jy dit probeer toepas? Ja. En as die antwoord dan nou nee is, dan bemoedig jy haar weer en sê, hoekom probeer jy dit nie so nie? Of kom ons kyk bietjie, wat gaan vir jou die beter manier wees om op te tree? En so in plaas van om dan kwaad te raak vir jou kind en op te tree uit jou eie woede uit en jou eie frustrasie uit, jouself in daai kind se posisie te sit en dan te sê, okay, ek was so, wat nou? Wat is die regte antwoord hier? Ja, dis eintlik so 'n mooi antwoord vir ons as ouers, want baie keer word jy nou so geïrriteerd en gefrustreerd as jy nou jou eie gebrokenheid in jou kind raak sien, dat jy eintlik so vies is vir jouself en vir die kind. Ja. En dis eintlik 'n groot stuk genade dat die Here jou toelaat om die mamma te kan wees en te kan sê, ek was daar. Maar gewoonlik wat met ons gebeur, jy raak gefrustreerd en geïrriteerd deur jou kind se optrede, en jy sien jouself en jy sien die situasie, maar jy kan nou vir jou kind hoop bring en jy kan haar
bystaan en mooi vernuwe, want jy weet presies waaroor dit gaan. Ja, vir my is dit baie hartseer wanneer ek sien dat daar mamas is of papas is, wat dan in die kind die ander ouer se optrede sien. Oh my word. So ons sien baie keer dat papas en mamas se verhouding nie baie goed is nie, en dan sal een van die kinders nou soos pappa optree, en dan sal die ma teen die kind optree, uit haar frustrasie van die pa se kant af. En vernaam as daar byvoorbeeld 'n egskeiding was, dan sal die ma byvoorbeeld, kom ons sê dis die oudste seun wat soos pappa optree, dan sal sy hom so sleg behandel, want sy's in 'n kwaad vir die pa. Ja. So in plaas van om dan hom as 'n individu te sien, hom by te staan in sy frustrasies en sy foute, wil sy haar woede en haar frustrasie op daai kind uithaal, want sy wens eintlik om die pa te kan bykom. Ja. En daai is vir my geweldig hartseer wanneer ek dit raak sien. Dis 'n groot realiteit, jy weet, waar kom ons noem dit nou maar die binnengevegte in huwelik vuil raak, en dan soos jy sê, die mamma beskuldig die seun, haar seun, want jy's nes jou pa. Ja, en daai verwerping wat dan daar plaasvind. Daai kind verstaan dit nie. Hy verstaan nie hoekom tree sy ma so teen hom op nie. En wanneer daai verwerping intree, die oomblik wat ons sien daar's verwerping, dan enige kind wat met verwerping sukkel, dit groei na ander goed toe. Dit groei in woede, in frustrasie. Jy sien naderhand, ja, baie goed. Dit is so. Danny. Ja. Ek bly ons op hierdie program van lewegewende waters wat bedek. Ja. Want water bedek. En die Bybel sê in 1 Korinte 13 ding vers 4 of 5 dat die liefde bedek. En baie keer is mense so geneig om die ou geraamtes uit te haal, ou koeie uit te haal, in plaas dat ons moet bedek. Want die Bybel sê liefde maak toe. Liefde hou jou blind vir die saak. Liefde hou jou doof vir dinge. So wat natuurlik baie keer opvallend is dat die Bybel sê yster slyp yster. Ja. En so slyp die een persoon die geaardheid, die persoonlikheid van 'n ander. Ons vind baie keer dat iemand dieselfde tipe mens sal trou, 'n vrou, dieselfde tipe mens sal trou as wat haar pa was. En baie keer is dit nou nie 'n goeie rolmodel. Haar pa was nie 'n goeie rolmodel nie. Sy sal dalk 'n rowwe karakter trou wat dalk baie drink, wat nie lief is om te werk nie, wat haar afransel. En die probleem is dat hierdie geestelike aspek, want ons word almal deur 'n gees gedrywe. Ja. Ons het almal, dis hoekom ons praat van daai ou te sagte gees, daai ou te wraakgierige gees, daai ou te het 'n vinnige gees, hy word vinnig kwaad. En so ons en dan kry ons dit dat hierdie reaksie en gevolg word net voortgesit, en iewers moet iemand sê hierdie kringloop moet nou stop. Ja. Ek gaan daadwerklik optree, ek gaan hulp soek, ek kan nie so aangaan nie, want my kinders sien in ons verhouding en in my optrede, ek is hulle rolmodel. Hulle gaan presies doen wat hulle in my sien. So, en dit gaan net aan, geslag na geslag na geslag, en daar is nie verbetering nie, dit word eintlik baie keer slegter en slegter. Ja. Ek dink dit is so belangrik dat ons as mans besef dat ons rol as hoof, koning, priester en die profeet in ons huis die verskil maak, nie net in jou huwelikie, maar ook in jou kinders en jou nalatenskap vir die mense wat na jou gaan volg, vir jou kinders en kleinkinders. En ergens moet iemand die verantwoordelikheid neem, en ons het daardie verantwoordelikheid gekry, as ek nou terugdink aan wat met ons oupa en ouma gebeur het in die tuin van Eden, na die etery, is daar ontken en vinger gewys en gesê, maar jy het geëet en die slang het gesê, en op die ouend is dit niemand se probleem nie. So ergens moet iemand bereid wees om sy hand op te steek, en dit is waar ons as mans geweldige groot rol kan speel en 'n impak kan maak in gesinne, deur te sê, ek neem verantwoordelikheid.
ek sal kyk na my kinders, ek gaan my kinders bystaan, ek gaan hulle ondersteun, ek gaan bid, en ek gaan voor die Here lê en bid vir my kinders, vir hulle toekoms en hulle lewe. Want dis hoekom 'n gesin daar is. 'n Gesin is sekerlik die veiligste omgewing vir kindertjies om groot te word, maar aan die ander kant, in 'n gebroke gesin, is dit nie nag nie. Die son het in die see verdrink, soos iemand eendag vir my gesê het, jy weet, die son het in die see verdrink in my lewe. Hy sal net nooit weer opkom nie. En daarom, as ons deel is van 'n geloofsgemeenskap, is dit 'n wonderlike plek vir 'n gesin om in te skakel en te kan sê, en dis ook waar kinders ander pappa-figure kan kry, kan sien, maar hoor hierso, my pappa is dalk nou nie die wonderlikste en die naaste aan die Here nie, maar hierdie oom, wat gereeld by ons huis kom vir 'n klein groep of vir 'n selgroep of 'n huiskerk, hierdie oom kan ek nie wag om te sien nie, want hierdie oom het vir my hoop gegee en nou verstaan ek, in Christus is daar 'n pragtige nuwe toekoms vir my as tiener. Ja, dit is so verskriklik hartseer om te sien hoeveel huisgesinne sonder pappas is. Uit my eie ondervinding uit, weer eens toe ons die jeugouers was daar soveel kinders wat by ons huis ingeskakel het en hulle sou sommer op 'n Saterdag net kom kuier het en tyd saam met my man in die motorhuis spandeer het en hy sou vir hulle geleer het om die bande te ruil, en nie net vir die seuns nie hoor, vir die meisies ook. Ja, die meisies het 'n groot behoefte aan pappas, en net deur daar te gewees het, om te gewys het oor dit is hoe ek my kinders liefhet, en kom ek is vir jou ook lief, sonder om enige grense te oorskryf, want daar is ook maar grense wat nie oorskryf moet word nie, want ons kyk na kindermolestering wat belangrik is, waar daar baie fokus op gelê word, so jy moet ook maar versigtig wees dat jy nie enige grens oorsteek, jy weet, wanneer jy met 'n kind deel nie, maar daar's soveel van ons wat kan liefde gee, daar's soveel van ons wat kan sê, ek gaan bietjie opstaan en sê, hier is ek, wat kan ek vir jou as gesin doen, want baie keer as daar nie 'n pappa is nie, dan gaan die mamma so geweldig besig wees om te werk. Sy moet dan nou 'n dubbele inkomste verdien, sy moet die huishouding, so dan is die ma ook nie regtig betrokke nie, dan het die kind 'n ma, maar sy het ook nie 'n ma nie, of hy het ook nie regtig 'n ma nie. So, jy kan as vrou ook opstaan en sê, hoe kan ek daardie vrou bystaan, sodat sy meer daar kan wees as mamma vir die kinders, en dan jy kan sien, maar hoorie, hier is sê vir die mamma, hoorie, kan ek bietjie vir jou kind leer om 'n band te ruil? Kan ek bietjie jou kind uitvat vir 'n koffie? Maar met, soos ek sê, dat daar moet reëls wees hoe dit gebeur, want ongelukkig is daar ook mense daar buitekant wat step up as 'n pa, maar met die verkeerde intensies. Ja, 'n verskuilde agenda. Met verskuilde agendas. So ja, ek dink daar's baie wat ons kan doen as kerk, om bietjie meer vir ons kinders daar te wees, maar mense is ook baie bang om uit hulle eie sone te beweeg en te sê, hoorie, hier is ek. So ek dink ons moet ook as gemeentes die paas aanmoedig, die gesonde paas aanmoedig, om daar te wees vir die kinders wat nie pappas het nie. Ja, dit laat my nou sommer dink aan Spreuke 11 vers 25 wat sê, dit wat jy vir ander doen, bring blydskap en geluk. Nou, dis ook soos jy nou sê, is daar 'n pappa in die gemeente is wat tyd het en hy kan op die inisiatief van die Heilige Gees betrokke raak in jong seuns in die gemeente se lewens, kan dit so groot impak doen, want die pa gaan vervulling vind deur dit wat hy aan die ander jong manne deel en mee bemoedig in die gemeente. Ek dink wat 'n goeie wegspringplek gaan wees, is wanneer ons op 'n geskikte terrein soos 'n pa-seun, jy weet, naweek gaan hou. Yes. Maar hoef nou nie biologiese pa-seuns te wees. Ek verstaan, ja. En dan net om te gaan stap, maar geskik bedoel ek is in die veld iewers. Ja. En daar moet tente opgeslaan word. En om iemand te kry wat kennis het van die veldlewe, van die dierelewe, om vir daai kinders net bietjie iets te vertel, want ons word almal in dorpe groot, stede groot. Ons het nie daai kennis nie. Is om 'n kind uit sy omgewing te bring, saam met ander en ouers
hoe lyk hierdie persoon, wat is sy optrede, hoe tree hy op met hulle, dat hy 'n idee kry, hoe moet hy eendag self met sy kinders optree, en dan kan hulle natuurlik so 'n bietjie gaan skyfskiet, hulle kan gaan swem, jy weet, vleisbraai, iemand kry wat interessante praatjie kom hou, wat op hulle ouderdomsgroep of op hulle omstandighede relevant is, en dieselfde kan gebeur met die meisiekinders. Hoef dit dalk nou nie in die veld in te vat nie, daar kan dit doen, maar bring hulle net op 'n plek waar daar ander is wat kan inbou in hulle lewe, inspraak lewer, dat hulle kan agterkom, maar dis eintlik hoe ek moet wees. Want nie almal se ouers het die opvoeding nie, het die 'n goeie ondervinding uit of vaardighede nie. So die kinders moet iets leer, anders gaan hy gaan net aan mekaar aangaan en soos 'n bose kringloop, hy gaan net nooit stop nie, tot iemand sê, hierdie lewe van my en my lewenspatroon moet nou aan 'n einde kom. En dit is ook daar waar die skole en onderwysers 'n groot taak speel. Eintlik moet daar 'n forum geskep word van onderwysers en kerke en ander opvoedkundige instansies, waar daar rolspelers is wat 'n hart het vir kinders en die probleme en die uitdagings besef, om dalk, jy weet, holisties, oorkoepelend hoe gaan ons hierdie geweldige probleem aanspreek, want dit is ongelukkig die realiteit van ons tyd. Ja. Ek dink as ons na die hele situasie kyk rondom die kinders en die tieners, is dit 'n wonderlike area waar die gemeenskap, soos byvoorbeeld hier by ons in Jeffreysbaai of in die Kouga area, waar mense kan hande vat en kan sê, hoor hierso, jy is in 'n sekere area baie vaardig, kan ons van jou vernuf gebruik maak om betrokke te raak hier by ons jong mense of by ons kinders en ons tieners hier in die gemeente, sodat ons in hierdie geloofsgemeenskap hoop kan bring. En weet julle wat? Hoop is so nodig in die tyd waarin ons leef, dat mense nie net van hoop hoor nie, maar hulle wil dit sien. Hulle wil sien hierdie klein Johan, nou is hy in graad 10, hy se toebring, die feit dat mense in hulle lewens die liefde van Jesus kon ontvang en begin uitleef. En ons is weer terug by Spreuke 11 vers 25, dit wat jy ontvang het, daardie liefde, kan jy nou begin uitleef en dit bring vervulling in 'n jong mens se lewe, wat hy net kan sê, ek hoef nie meer dit en dit te doen om 'n erkenning by my klasmaats te kry nie, dit is my werklikheid. Ja, ek dink dat as ons kyk na die identiteit, dit wat jy sê, Jesus leef in my hart. Yes. Soveel van ons kinders het glad nie 'n identiteit nie. Kom ons wees eerlik, van die ouers het nie 'n identiteit nie. Hulle ken nie hulle eie plek in Christus nie. So as 'n kind by die kerk kan leer wat sy identiteit is en dat sy identiteit in Christus is, Amen. dan gaan ons al klaar kinders sien wat gaan groei en gaan ontwikkel. Maar iemand moet daai kind dit leer. En dit is nou alles goed en wel om van die kansel af te hoor dat Jesus is liefde, Jesus is dit, en hy gaan vir my dit doen en hy gaan vir my dat doen, maar wat is vir 'n kind 'n praktiese ding? Hoe gaan jy vir daai kind leer van wie is Jesus en hoe pas jy dit toe? So, ek dink dat een van ons groot dinge is, ons moet by kinders stil staan en sê, hoorie, hierdie is jou identiteit. Want wanneer die wêreld dan nou kom en sê, wanneer social media kom en die maats kom en sê, maar jy moet nou so optree en jy moet so optree, dan sê hulle nee, hierdie is my vaste fondasie. So daardie pappas en daardie mammas wat in gemeentes opstaan, een van hulle hooffokusse moet wees om my kind te leer, wat is jou identiteit in Christus? Sodat hulle nie op die einde van die dag sit en sê, okay, ek hoor nou al hierdie goeters en hier is nou iemand wat vir my omgee, maar wat maak ek hiermee? Ja, jy sien, ons moet terugkom na die woord, 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, in Christus word jy 'n nuwe skepping. Al die ou dinge is verby, kyk, alles het nuut geword. En hoe sien jy daardie vers in werking in 'n jong tiener of in 'n skoolkind se lewe wat net totaal handomkeer verander en nou so 'n lewe leef wat 'n inspirasie vir sy klasmaats kan wees? Ja, dis nou baie interessant. Ek weet nou nie presies hoe om dit oor te bring nie, maar
wat ek baie gereeld sien is dat kinders sukkel om te identifiseer met Vader. Ons Hemelvader. Ons Hemelvader. Ja. As gevolg van die feit dat hulle nou nog nie daardie identiteit het nie. So, wanneer daai kind dan nou by stilgestaan word en hy word liefgehê Yes. en hy word die waarheid geleer Ja. en hy sien maar hier's 'n ander manier. So daai klasmaats, presies wat jy sê, die klasmaats het reeds gesien dat hy's rebels, die klasmaats het reeds gesien dat hy val oor sy eie voete, hy weet nie wat ek kan doen nie. En ewe skielik staan hierdie kind nou op en sê maar ek weet wie ek is. Dan gaan hulle die vraag vra, maar hoe weet jy dit? Dan gaan hulle ook nuuskierig word en sê maar wie het dit vir jou geleer? Kan jy dit vir my ook leer? Ja. En dit is hoekom ons deure moet altyd oop staan vir enige tiener wat by die kerk wil instap. Het maak nie saak hoe daai kind lyk nie. As hy kind daar instap en hy het tattoos reg oor sy gesig en oorbelle en dan moet ons nie daai kind kan wegwys en sê, liewe land, kyk hierdie kind nie. Ons moet nog steeds dieselfde genade vir daai kind hê as hy anders te lyk as die een wat elke Sondag daar by jou sit, die een aan wie jy die aandag gee wat hom toekom. Ja. Oor na jou toe, Danny. Ja, die groot ding is, Gabriel, is dat ons kan help en daai gemeente kan help, maar daar moet 'n gemeenskaplike forum moet tot stand kom, want hier is 'n baie geweldige groot probleem met sosiale implikasies en wat in die toekoms ook die misdaad in die omgewing kan verbreed, vermeerder en ongehuurde moederskap gaan aanhits eintlik. Jy weet, voor die tyd onder jong kinders. So hier is 'n breë amper jy weet geestelike gevaar wat soveel probleme gaan skep vir die gemeenskap. Laat die arme ouma en oupa wat nou reeds hierso sukkel op hulle pensioengeld moet dan nou die kleindogters wat in graad 9 is moet nou die kind nou groot maak, haar kind, nou hulle agterkleinkind nou groot maak en hulle het nooit jy weet daarvoor finansiëel het hulle dit nooit voorsien nie. So daar is soveel probleme wat hierdie feit van om kinders maar net te laat groot word soos hulle is en ons los hulle maar net en ons sien hulle as straatkinders of ons sien hulle maar hulle kom hier in maar ons harte is nie werklik daar om 'n daadwerklike probleem te gaan soek, oplossings te gaan soek en in dit moet ons moet die polisie, ons moet die howe, magistraat, ons moet die skole, ons moet die kerke, moet ons almal probeer mobiliseer, dat almal betrokke kan raak en besef dat hierdie probleem kan heeltemal hand uitdruk met soveel, jy weet, sosiale probleme wat die gevolg kan hê van inbrake, want daai ouens, hulle verlaat skool vroeg, en hulle is werkloos baie en onder die invloed van alkohol en dwelms doen hulle dinge wat hulle andersins nooit sou doen nie. So die implikasie is so wyd, is nie net iets wat hierdie kerk kan iets doen en daai kerk kan iets doen, maar is te min, te min. Ons moet regtig iewers moet ouens saamkom en sê wat kan ons doen om hierdie geweldige golf, soos 'n tsunami wat op ons afspoel, afjaag. Hoe gaan ons dit stopsit en wat is die oplossing? Hoe gaan ons dit doen? Ja, dis 'n guldige geleentheid vir die gemeenskap en die gelowige gemeenskap en kerk om hande te vat om hierdie probleem aan te spreek en te kan hanteer tot eer van die Here. Ek het hier 'n nota gemaak, dis ook ons verantwoordelikheid om vir die kinders en die tieners te leer, wat is die gevolge, die resultate van hulle keuses. Want jy maak keuses en jy gaan 'n prys betaal of jy maak 'n keuse en jy gaan die Here in jou lewe hê. En dan 'n ding wat ek deesdae ook by baie ouers sien is, hulle kussing hulle kinders. So die kind maak nou verkeerde keuses, 'n boetie of sussie het nou belaglike keuses gemaak, maar die gevolge van die keuses tref hulle nie, want pappa en mamma kussing die kind. So
in plaas wat hy nou om byna vrek op die grond val, is pappa en mamma vinnig daar om te sê, ag toe maar moenie bekommerd wees, die boetie, mamma en pappa is hierso. In 'n sekere sin moet die kind die gevolge leer van sy keuses, want nou is die ouers daar, absoluut lief vir die kind, maar die kind beleef nie die negatiewe implikasies. Dit klink amper asof ek myself weerspreek hierso, maar dit gebeur so baie deesdae dat die kind maak die belaglikste keuse, maar hy betaal nie die prysie, want pappa en mamma spring gou in en help gou reg en betaal die skade en dan het die kind geen probleem nie. Ons moet tog ook die gevolge en die implikasies van ons keuses raakloop. Madeleine. Ja, dis iets wat ons baie gereeld sien, hè. Ek dink nou terug aan spesifiek 'n gesin wat ons in die gemeente gehad het 'n hele klompie jare terug. Hulle het 'n seentjie en 'n dogtertjie gehad en die kinders kon nooit volgens die ouers iets verkeerd doen nie. Dan sal die ouers vir my kom vertel, ja, die onderwyser het so gemaak en die onderwyser is so onregverdig en hulle het hulle kinders letterlik van skool tot skool geskuif omdat hulle gesê het dat hulle kinders is nooit verkeerd nie. Dit was altyd iemand anderster. Okay. Hulle het hierdie tipiese wat ons noem die victim mentality gehad. Ja. Alles was iemand anders se skuld. En ons het dit ook ervaar in die kinderkerk, hoe daai kinders geen verantwoordelikheid vir enigiets vat nie en enigiets wat gebeur, dan die ouers die ander kinders aangevat met hulle beklei. En dit het gekos dat ek op 'n stadium hierdie ouers eenkant toe vat, met hulle gaan sit en vir hulle sê, julle is besig om regtig aan te jog. Julle leer julle kinders, julle is besig om julle kinders vir die verderf groot te maak. Want as jou kind glo dat niks wat ek doen is verkeerd nie, gaan hulle dit ook doen wanneer hulle groot mense is. En dit het regtig intense, amper, ek gaan dit met versigtigheid sê, geraas. Ek moes eintlik met hierdie ouers raas en vir hulle sê, kyk, waarmee is julle besig? Want daai kinders kan mos nou nie vir hulle self dink dat hulle verkeerd is nie. As my ma sê ek is reg, as my pa sê ek is reg, wat se tipe groot mense gaan hulle word? So ons as volwasse Christene moet ook maar kyk na die ouers. Ons moet ook maar sê, hoor die ouers, kom ons gee jou hand. Dink jy nie dalk jy is heeltemal verkeerd hier nie? Ons het nou baie onlangs ook 'n geval gehad waar 'n seun na my toe gebring is en die kind ook geweldige baie probleme, steel by die skool, hy is konstant besig om te jok en ek het met hierdie kind begin werk en ons het net nie resultate gekry nie en ek het naderhand vir pastoor Danny en Maureen ingeroep en gesê asseblief julle moet my nou help want ek is nou nie meer, ek raak nou al gefrustreerd omdat ek nie antwoorde kry nie. En pastoor Danny het 'n baie wyse ding vir my gesê, hy sê kom ons kry die ouers in. En ons het met die ouers gaan sit want pastoor Danny het ook vir my gesê as ons die ouers gaan gesond kry nie, want daar was geweldig baie probleme in die ouerhuis. In hulle huwelik. En ons het toe eers gestop om die seun te sien en ons het die ouers begin sien. En ek het die ouers op 'n weeklikse basis gesien en die verandering wat by die ouers plaasgevind het, was fenomenaal. En nou sien ons hoe syfer dit deur na die ander kinders toe ook. So hierdie kind is nou besig om gesond te word. Hy is nie meer besig om te soek vir aandag nie, want mamma en pappa het so baie beklei en hulle het so hard gesoek na antwoorde dat hulle het nie tyd gehad om stil te staan by hierdie seun nie. So al hierdie gejok, al hierdie rebellie was eintlik net 'n uitroep na sien my asseblief raak. En toe daar nou begin genesing plaasvind binne in hierdie huisgesin. Toe is daar tyd om te sien, maar my kind het my nodig. Toe het ons tyd om te sien, maar hoorie, en ons het hulle ook aangemoedig om meer gereeld kerk toe te kom, want hulle het baie min kerk toe gekom. En toe daar 'n gereelde, toe hulle nou commit om gereeld kerk toe te kom, wat hulle toe gedoen het, en die geestelike groei wat daar is, die genesing wat daar is, sien ons dat selfs die klein dogtertjie het baie onlangs haar hart vir die Here gegee. Die ander seentjie het in tale begin spreek tydens ons Pinksterdienste. So ons het 'n fenominale verandering in 'n hele huisgesin gesien, omdat ons gesê het, hier is 'n probleem met 'n tiener, maar ons kan nie net met daai tiener nie, ons moet ook na die ouers kyk. Ja, kom ons kom by die wortel van die probleem, en dit is vir my so mooi as ek hierdie boodskap van hoop hoor vandag, waar 'n gesin,
'n boetie wat 'n probleem gehad het en daar het 'n deurbraak vir die hele familie gebring. En weet julle wat vir my so mooi is? Gesonde gesinne bring 'n gesonde gemeenskap. waar. Absoluut. Ja. Ja, daar's soveel faktore wat inwerk in 'n mens en ook in 'n kind se lewe. Wat weerspieël word in sy optredes. Sy optredes weerspieël als wat gebeur. Die invloede en die groepsdruk, onredelike eise wat onderwysers stel, ouers stel aan hulle kinders, wat maak dat hy kinders geweldig desperaat word, baie senuweeagtig word, stres en spanning, wat aanleiding gee tot ander faktore, wat nie opbouend van aard is in so 'n kind se lewe nie. Want baie ouers is partykeer baie onredelik in hulle interaksie met die kind, hulle in die stel van eise. Jare terug toe ek in Warmbad pastoor was, 1983, 84, ek dink 84, ek kan nie onthou wat die jaar, ek was 2 jaar daar, maar ek dink van 1984 het een van my kollegas daar sy dogter in matriek het haarself geskiet, selfmoord gepleeg. En sy het 'n briefie nagelaat wat hy sê ek kan net nie meer nie. Want 80% is nie genoeg nie. 90% is nie genoeg nie. 95% is nie genoeg nie. Ek kan net nie meer nie. En dit is die eise en die druk van buite wat baie keer maak dat kinders snaakse dinge doen, dom dinge doen, en in die proses dan ook verlore gaan, want nou uit desperaatheid doen hulle en is verkeerde besluite wat hulle volg en uitoefen in hulle lewe. Ek weet van hierdie pappa, hy was in 'n klein hoërskool, maar hy het nooit rugby gespeel nie. En die onderwysers kon dit nie verstaan nie, maar hy was te bang dat hy nooit gekies gaan word nie. So hy het liewer nooit gaan speel nie. En die dag toe sy kinders nou op hoërskool kom, sy seuns, het hy geweldige druk op hulle geplaas om rugby te speel, sodat hulle deel van die eerste span kan wees, want hy het nooit gaan rugby speel nie. Maar die onderliggende probleem was, hy het liewer nie gespeel nie, want hy was bang, as hy gaan sê ek speel rugby, dan word hy nie gekies vir die eerste span nie, so hy speel liewer nie rugby nie. En dit is soms hoe dit werk, jy weet, dit is amper onverstaanbaar, dat die manier hoe die kinders leef, maar dit gaan oor verwerping, minderwaardigheid, ek is nie goed genoeg nie, so ek meld liewer nie aan om te gaan rugby speel nie, dan word ek net nooit gekies nie, so ek is eintlik baie alright. Maar intussen loop die kind met 'n stuk gebrokenheid, en dit is so hartseer om te sien dat wanneer die ouer nou die druk op die kind plaas om 90% en hoër te presteer, hulle het nooit dalk, die pa was of die ma was dalk maar 'n 50 of 'n 60% of net deurkommer op hoërskool, en nou moet my kind dan die situasie regstel, sodat ek kan sê, my kind is nommer 1 in die klas, my kind het 95% vir sy wiskunde gekry, maar op skool kon ek nie eintlik wiskunde doen nie, maar my kind kan 95% kry, en dit is baie keer wat gebeur met 'n ouer, hulle leef deur hulle kinders, en die kinders moet nou kom regmaak wat hulle hele lewe lank verkeerd was. So, hy praat nie oor sy eie prestasie nie, maar hy praat oor sy kind. My kind het nou al net sowel weer ereklere gekry, my kind het nou OP-klere gekry, my kind gaan nou SA's toe, en oh my word, voor jy kom kry is my kind alles in my lewe. En die arme kind kan nie 'n normale tiener of kinderlewe hê nie, want daar is soveel druk, want die ouer se prestasie, se lewe word bepaal deur sy kind se prestasies. That's it. Madeleine. Ja, ons sien dit, dat die kinders dan nou gaan stil staan en sê, maar ek is nie meer goed genoeg nie. Ja. Ek kan nie opleef na wat my ma van my verwag nie. Ek kan nie opleef na wat my pa van my verwag nie. Daai wanhoop wat dan posvat by hulle van ek moet 80 hê, maar ek kan nie 80 hê nie. En daai vrees wat geskep word van ek moet nou vir my ma gaan sê, maar ek het net 75 gekry. Daai vrees ontwikkel nou weer 'n klomp ander goeders.
En kinders raak net dood eenvoudig te bang om nie goed genoeg te wees nie. Ja. En wanneer hulle voel hulle is nie goed genoeg nie, dan voel hulle ook om hulle self te verwerp, want ek is net Ja. nie. En dan hardloop hulle weg van die verantwoordelikheid. En baie keer dan kom daai rebellie ook maar weer 'n keer, want sê, weet jy wat, ek sal vir jou wys, ek sal dit nie doen nie. Daar is soveel maniere waar die kinders net begin weghardloop uit situasies uit, as wat hulle kan stilstaan en vir hulle ouers sê, maar ek kan nie meer nie. Ek kan nie doen wat mamma van my verwag nie. Ek kan nie doen wat pappa van my verwag nie. Asseblief, hê 'n bietjie geduld met my, want hulle het nie daai stem. Want hierdie verwagting wat ouer geskep het en om vir die res van die familie te vertel, kyk hoe goed het my kind gedoen. Daai kind moet nou opleef na dit. Ja. En die spanning daarvan kan dood eenvoudig net te veel word. Want hoe meer spanning die ouers opsit, hoe meer spanning gaan kind ook op homself op haarself sit. En dan knak hulle naderhand onder daardie spanning. Jy sien, dit gaan oor selfverwerping. Die verhouding wat die kind met homself het is negatief en dis afbreekend van krag. Ons is byna aan die einde van ons program, maar ek wil net gou vir ons Jakobus 1 vers 21 uit die boodskap uitlees. Raak daarom ontslae van elke stukkie gemors en vuilheid wat jou geestelike lewe mag toegroei of bederf. Wees liewer gehoorsaam aan die boodskap van God wat julle goed ken. Daardie boodskap hou julle soos 'n padkaart op die regte pad en daardie pad sal julle vir altyd by God uitbring. So die woord is ons riglyn. En ek dink as ons vandag vir ouers ook net kan sê, kom in die woord. Ja. Leef vanuit jou verhouding met God in 'n verhouding met jou kinders om vir hulle hoop te bring. Pastoor Danny, as jy vir ons so 'n laaste dingetjie kan sê en vir ons kan afsluit in gebed asseblief. Ja, seker Gabriel, ons vergeet ook die impak van huweliksprobleme wat dit het op die grootouers. Hulle kom tree af hier in Jeffreys Bay, se aftreedorp. Hulle kinders bly in Gauteng of waar ook al. En wanneer hulle kind se huwelik probleme kry en in die egskeidingshof eindig, dan kom die dogter met die kinders na pa en ma toe. En dit is ongelooflik om te besef hoeveel moeders bly hierso by hulle ouers met hulle kinders. Ja. En baie van daai vrouens werk in Port Elizabeth, hulle kom laat die aand by die huis en die ouma en oupa moet nou na die kind omsien en die leerplan van die skool, die kurrikulum het so verander vandat ons skool was en hierdie kinders in skool was, dat ons het nie benul hoe om daai kind te help met skoolwerk nie. En met die gevolg dat ons kan nie eintlik help, die ma's betrokke dalk 'n nuwe man in haar lewe wat sy ontmoet het. Fokus is glad nie by die kinders nie. En daai kind word groot eintlik doelloos want daar's niemand wat aandag gee aan hom nie. En soos jy nou tereg gesê het, die vyand is eintlik is die kinders sy prooi. Wie hy in die hande wil kry. En ook met gemeentes en die gemeenskap let en kyk hoe kan ons die oupas en oumas bystaan. Ja, nou met hierdie taak, veral in Jeffreys Bay was sy aftreedorp so baie bly en dit is mos nou lekker vir 'n kind as die huwelik probleme kry. Ek gaan eerder na pa en ma toe in Jeffreys is lekker by hier langs die kus. Maar is net die Here wat ons moet help. Die uitdagings is so groot in onsself en sal ons dit nooit reg kry nie. Is net die Heilige Gees wat mense se harte kan werk. 'n gees in mense instuur van ek gee werklik om en ek wil werklik betrokke raak en ek wil werklik 'n verskil maak in my omgewing, veral met kinders wat môre se leiers is, môre se kerk is. En dit is so belangrik want want so min van hulle is regtig paraat vir die uitdagings van die tyd wat kom. Goed, Pastoor Danny, as jy vir ons kan afsluit in gebed. Ag Here, ons is so afhanklik van u genade, van u liefde, van u insig, wysheid, kundigheid en kennis om ons te help om hierdie geweldige astronomiese sosiale maatskaplike probleem aan te spreek van kinders wat die pad byste raak deur verkeerde keuses, verkeerde voorbeelde, verkeerde rolmodelle, Here, verkeerde dinge wat in hulle lewe ingehamer word, wat glad nie relevant is,
op ons menswees daar nie, is wat U ook nie wil hê nie. Soveel mense word groot met verkeerde persepsies, en daai persepsies gaan hulle eendag net so oordra weer aan hulle kinders, en die gebrokenheid, om daar nie in die meeste gevalle, en veral in sekere, ja, Here, van ons die gemeenskappe, is daar omtrent 80% 'n gebrek aan vaderfigure, 90%. En die probleem is, daai kinders word sonder vader groot, hulle raak so betrokke ook in bende geweld en in ander antisosiale gedrag, met die gevolg dat dit is net groot probleme vir hulle, die landse belastingbetalers, want die tronke word net voller en voller, en mag God ons help, dat ons hierdie geweldige, amper soos 'n landmyn wat vir ons daar voor lê en wag, dat ons dit kan ontlont, Here, die rolspelers op te wek, mense se harte en gesindhede te verander deur die krag, inspirasie van die Heilige Gees, dat ons ander mense gaan wees, anders gaan dink, en nie net selfsugtig gaan wees, en net aan ons en ons ou familietjie dink nie, Here, maar dat ons begin sal wyd dink, en beplan, en by U, aan U voete hoor, wat is die oplossing, hoe moet ons maak, want daar is 'n oplossing, en dit is net te vind by U. Help vir ons, en ons dank U daarvoor, in die naam van Jesus. Dankie Here, dat wat ek en Marlene vandag gedeel het, helende waters, vir in 'n dor land, van mense se lewens kan wees, en ons dank U vir U goedheid oor ons, in Jesus naam, amen. Amen, baie dankie julle twee, en geseënde dag verder. Baie dankie.